Hallo maats, baie welkom aan almal wat vandag weer saam met ons kuier. Ek groet jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag jy geseënd wees vandag wanneer ons bietjie saam stil staan en net 'n storie in die Bybel lees. Het jy al ooit 'n kosblik opgetel wat nie aan jou behoort nie? Die buitekant van die kosblik lyk miskien presies dieselfde as joune, maar dit wat binne-in is nie wat mamma vir jou ingepak het nie. En daar is glad nie 'n naam op nie, so jy weet nie eers vir wie om dit te gaan teruggee nie. Dit gaan mos maar 'n gesukkel wees om hierdie kosblik weer by die regte eienaar te kry. Wanneer 'n mens wil seker maak dat ander mense weet watter kosblik joune is dit beslis die beste om jou naam daarop te skryf. Dan is dit mos maklik. Jy gaan soek net die regte maatjie en jy gee die kosblik terug. En jy sien so vinnig binne in die kosblik lê daar 'n lekker sjokolade en dis nog jou gunsteling ook. Die versoeking is daarom groot om dit nie te gaps nie. Nou vandag se storie wat ons in die Bybel gaan saamlees, gaan juis daaroor, versoeking. Maar voordat ons saam lees, kom ons sing eers gou-gou 'n bietjie saam. Maak jou stem en jou litte los, sing lekker saam en doen gerus die bewegings ook saam. I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. I love to praise the Lord. I jump and dance with all my might, though I look funny, that's alright. I love to praise the Lord. I'll do anything just for my God, 'cause He's done everything for me. It doesn't matter who is looking on, Jesus is the person that I want to please. I reach up high, I touch the ground, I stamp my feet and I turn around. I love to praise the Lord. I jump and dance with all my might, though I look funny, that's alright. I love to praise the Lord. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir al die liefde en genade. Dankie dat U saam met ons is by die skool, op die sportveld, tussen ons maatjies en by die huis. Oral is U by ons om ons te help. Dankie vir al ons seëninge en help ons om goeie maats vir ander te wees. Help ons om mooi te luister na stories in die Bybel en help ons ook om dit te verstaan. Amen. Ons gaan vandag 'n stukkie saam lees vanuit Matteus 4 vanaf vers 1 tot 11. Dit is net nadat Jesus gedoop is wat die storie afspeel en die storie waarna ons gaan luister, lei die duiwel vir Jesus die woestyn binne, waar hy hom 'n paar keer in die versoeking bring. Kom ons lees gou saam uit die boodskapvertaling. Kort na sy doop het die Heilige Gees Jesus na die woestyn toe laat gaan. Daar moes hy deur die duiwel op die proef gestel word. 40 dae lank het Jesus niks geëet nie. Hy het toe honger geword. En dit was natuurlik net die geleentheid waarop die duiwel gewag het. Hy het vir Jesus kom sê, kyk, as jy regtig God se seun is, sê dan vir hierdie klippe om in brood te verander. Jesus het egter duidelik 'n antwoord vir die Satan gereed gehad. Daar staan in die Bybel geskryf, 'n mens leef nie net van brood nie. Nee, 'n mens leef van alles wat God sê. Daarna het die duiwel Jesus na Jerusalem toe gevat. Daar het hy hom op die hoogste punt van die tempel laat staan en hy sê toe vir Jesus, bewys dat jy regtig God se seun is, spring hier af. Daar staan mos in die Bybel geskryf, God het vir sy engele gesê dat hulle jou moet beskerm. Hulle sal jou op hulle hande dra, sodat jy nie eens jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Toe sê Jesus vir die duiwel, ja, maar daar staan ook in die Bybel geskryf, jy mag nie die Here jou God uittart nie. Die duiwel was egter nog nie klaar met sy versoekings nie. Hy het Jesus na die top van 'n baie hoë berg gevat en van daar af het hy hom al die lande van die wêreld gewys met al hulle glans en rykdom. Toe sê hy vir Jesus, dit is alles joune. Ek gee jou al hierdie lande
op 'n skinkbord. Daar is egter net een voorwaarde. Buig gou voor my en aanbid my as jou God. Daarop het Jesus skerp gereageer. Gee dadelik pad van my af, Satan. Die Bybel sê, jy moet net die Here as jou God aanbid. Hom alleen moet jy dien. Na hierdie woorde het die duiwel Jesus uitgelos. Baie engele het toe na Jesus toe gekom. Hulle het hom versorg met alles wat hy nodig gehad het. Nadat Jesus gedoop is in die Jordaanrivier, vat die duiwel vir Jesus die woestyn binne. Hy is vir 40 dae in die woestyn, wat ons herinner aan ander stories in die Bybel. Dink maar net aan die storie van Noag in die ark, waar dit vir 40 dae en 40 nagte gereën het. Of wanneer die Israeliete uit Egipte gevlug het en hulle vir 40 jaar in die woestyn moes rondswerf. Jesus is hier amper soos die volk in die woestyn. Soos die volk eers deur die water van die Rooi See na die woestyn gelei is Jesus deur die doopwater van die Jordaanrivier na die woestyn gelei. Soos God die volk Israel gekies het, so kies God vir Jesus. Soos die volk herhaaldelik in hulle omstandighede versoek is om nie op God te vertrou nie, so word Jesus ook versoek om nie te vertrou nie. Soos die volk word Jesus versoek om te twyfel in wie hy is. Die verskil tussen Jesus en Israel word gewys deurdat Jesus op God bly vertrou en nie ingee aan die duiwel se groot pratery nie. Die versoeking gebeur wanneer Jesus baie honger is. Die eerste versoeking is, as jy regtig God se seun is, sê dan vir hierdie klippe om in brood te verander. En Jesus is regtig baie honger teen hierdie tyd. Maar die versoeking gaan oor meer as net kos. Dit gaan oor Jesus se identiteit, dit wie Jesus is. Jesus kon amper vra, as God dan lief is vir my, hoekom is dit dan nodig om honger te wees? Die tweede versoeking gaan oor Jesus se veiligheid. Bewys dat jy regtig God se seun is, spring hier af, sê die duiwel vir hom. Ons sal dan ook kon vra, as ek 'n kind van God is, hoekom gebeur daar slegte goed met my? Maar ons sien dat Jesus glad nie eers hierdie speletjie saam speel nie, want hy weet dat hy bloot net op God moet vertrou. Die duiwel vat Jesus toe na 'n hoë berg toe en beloof dat hy al die lande vir hom sal gee, solank Jesus hom net aanbid. So hy sê eintlik, vergeet van God, luister eerder na my. En baie keer in ons lewens gebeur dit ook. 'n Mens dink dat in plaas daarvan om te doen wat God vra, wil jy eerder jou eie kop volg en dan net doen wat jy wil. Dit is amper ook 'n herhaling van wat in die tuin van Eden gebeur het. Daar waar Adam en Eva was. Jesus word genooi om sy rug op God te draai, maar Jesus wys vir ons om op God se pad te bly loop. Binne die versoekings van die lewe is dit die waarheid waaraan jy kan vashou. Jy is die geliefde kind van God. God vind baie vreugde in jou. Onthou jy die storie wat ek vir jou vertel het van die kosblik? Jy is ook soos 'n kosblik, maar ene met 'n naam op. Ene wat almal weet vir wie om dit terug te gee. Want dit het jou naam op. Jy behoort aan God. Hy het jou reeds gemerk. God het ons gemerk om te wys dat ons aan hom behoort en hy het dit gedoen deur die doop. Wanneer ons soms seer kry of in die moeilikheid kom, kan ons onthou dat ons aan God behoort en dat hy ons elkeen gemerk het. Kom ons bid saam. Dankie Hemelse Vader dat U elkeen van ons gemerk het. Dankie dat ons ook gerus kan wees dat niemand ons uit U hande kan vat nie. Waar ons soms foute maak, vra ons dat U ons sal vergewe en weer sal lei om die regte dinge in die lewe te doen. Help ons om ligdraers vir U in die wêreld te wees, sodat ons U liefde met ander kan deel. Baie dankie vir mamma en pappa en al die mense wat ons help. Gaan asseblief saam met die mense wat nie so bevoorreg is nie. Help vir ons om ook 'n seën vir hulle te wees. Gaan saam met elkeen van ons in hierdie week en behoed en bewaar ons elkeen. Amen. Totsiens maats, tot 'n volgende keer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n
skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, 'n reissoldaatjie nie, 'n vliegsoldaatjie nie. Ek is nie 'n skietsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is nie 'n stapsoldaatjie nie, maar ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer. Ek is Jesus se soldaatjie, ja meneer.